Welkom terug by die groot ontbyt. Man, ons het 'n lekker onderhoud. Daar is 'n nuwe program op Kyknet. 'n Realiteitsreeks, maar interessant, dis 'n wetenskapsrealiteitsreeks met jong mense. Dit is 'n baie mooi idee. Gepraat van idee, dit is getiteld Ideemakers. En dit begin nou hierdie Vrydag op Kyknet uitsaai. En dis iets wat mense maar kan volg. Ons gesels vanmôre met Charlene Stanley en ook met Karina Swanepoel. Sy is natuurlik Karina is een van die deelnemers in die realiteitsreeks en Charlene is die slim persoon agter die hele setup. Goeiemôre julle. Hoi Pierre. Dis lekker om julle by ons te hê. Ek moet bieg, toe ek dan eers bietjie moes gaan oplees oor waaroor Ideemakers gaan, is ek baie opgewonde geweest. Dis hoogtyd dat ons in Suid-Afrika 'n bietjie wetenskap vier en veral die jeug vier as dit kom by wetenskap. Charlene, ek gaan by jou begin. Yes. Waar was die inspirasie vir hierdie realiteitsreeks? Waar het dit begin? Wat was die impetus wat gesê het dit moet gedoen word? Weet jy, Pierre, ek dink daar is 'n groot behoefte om geïnspireerd te word deur jong mense. En dit is absoluut wat hierdie reeks doen. Dit gaan oor jong mense en hulle goeie idees wat die wêreld verander. Maar die praktiese idee het gekom by die Universiteit van die Vrystaat wat nou al vir, ek dink die afgelope 5 of 6 jaar hierdie kompetisie ondersteun. En hulle wou graag 'n reeks gemaak het. En spesifiek, dit was Dr. Mariana Erasmus van die Sentrum vir Biogeochemie van lekker betong by die universiteit wat met die idee vorendag gekom het en sy het ons genader en ons het onmiddellik daarvan gehou. Kyk net het dadelik ingekoop want hulle hou van inhoud wat tot die jong mense spreek en wat iets positiefs wys en dit is absoluut wat Ideemakers doen. Wow. Vir mense wat nou nie seker is wat om te verwag nie, wat kan hulle verwag as hulle die reeks kyk? Is dit eksperimente, is dit buite die boks dink, waaroor gaan dit? In die sentrum is hierdie TriTech wetenskapkompetisie wat ek nie baie mense van weet nie. Dit is soortgelyk in die Eskom Expo. Okay. Maar dit is in die noorde van ons land. Dit is in Tzaneen, Limpopo, Mpumalanga skole wat deelneem. So in elke episode volg ons 2 of 3 leerders wat deelneem aan hierdie kompetisie. En hulle verduidelik vir ons waaroor gaan hulle projekte. En ek dink mens moet nie bekommerd wees dat dit hogere wetenskap is nie. Dit is regtig projekte wat 'n verskil maak in die gemeenskap. Dit is my wat vir my uitstaan van die kompetisie ook, is regtig iets wat in jou omgewing 'n behoefte wat jy moet raak sien en dan 'n verskil maak. So dis op 'n eenvoudige vlak en ek dink dit is net inspirerend om te sien dat daar regtig nog mense is wat 'n verskil wil maak. En dit is wat ons wil sien, mense wat nog steeds gemotiveerd is en die res van ons gemotiveerd hou. Karina, jy is een van daai mense. Ja. Jy is in hierdie reeks. Vertel ons eers watter skool en watter eksperiment, wel mag mense dit sê nou voor die reeks uitsaai. Vertel. Ek het nie sê wie het gewen op die einde nie. Okay, ek sal net praat oor myne. Ek kom van Merensky in Limpopo, Tzaneen af. En my eksperiment het gegaan oor insekte en watter kleur ligte trek hulle aan. En dit klink baie eenvoudig want ek voel soos ons almal weet ook klaar insekte hou van ligte en so aan, maar vir my het dit gegaan oor ek bly in die berg. So daar's baie min besoedeling om my. En wanneer ons in die aande byvoorbeeld sit en die ligte skyn en al die insekte kom en dit pla ons, dan raak ons kwaad vir die goggas wat die hele tyd in ons spasie is. Maar eintlik is dit ons wat hulle pla, want dis hulle omgewing en dis hulle habitat. So ek het probeer kyk of ek 'n meer environmentally friendly lig kan kry wat gaan insekte bietjie minder aantrek en of ons miskien ligte kan gebruik om insekte te lok vir plaagte in plaas van nou gif, want ek weet dat die gif gaan nou in die water in en dan gaan die diere dit. So ek's baie groot op die omgewing. My pa beïnvloed my baie en so. En ek wou net sien of ek dit kon kry en mag ek my resultate sê? Jy mag. Ja, laat ons hoor. Okay, so dit is eintlik baie eenvoudig. Ek het verskillende kleur ligte opgehang met sulke lokvalle. Ja. Dan sal die in die nag dan sal die insekte nou daarin vlieg en inval. Dan sal ek hulle tel en dan sou ek dit so 4-5 keer herhaal by verskillende plekke en toe vind ek dat rooi lig die minste insekte vang en dit maak nogal sin. Ek voel soos meeste mense weet dit klaar.
Maar dit gaan oor die feit dat die rooi lig 'n langer golflengte het, 'n korter Ja. frekwensie Jene. of 'n langer frekwensie. So ja, en dan ultraviolet het die meeste gevang. Dis ongelooflik. Ek wil net vir jou sê 'n pleitjie want jy sê jy voel baie mense weet dit. Jy het my nou self op die goeters geleer. So moenie daai onderskat nie. Jy sê nou jou pa het jou gehelp of jy leer baie by jou pa. Is daar iemand wat jou so 'n bietjie mag jy hulp kry om hierdie eksperimente probeer? Ja. Was dit hy gewees? Was dit iemand anders? Groot my pa het my definitief gehelp want ek voel nie ek sou dit self kon doen Ja. nie want waar gaan ek nou al hierdie equipment kry? Maar ons skool druk ons ook baie om dit te doen. Dit tel vir ons punte, so ons word almal moet dit doen in elk geval. So Ja. ek gaan dit weer doen hierdie jaar. Maar ja, my pa het my baie gehelp. Hy het al die goeders van sy werk af, het ek het van hom Ek gaan miskien afgeleer. net noem dat Karina se ouers is albei wetenskaplikes. So ek Ja. dink Dit help. Dit help. Okay. dis waar die inspirasie baie keer vandaan kom, Maar dink ek van. ek vat groot trots daarin om te sê ek hou daarvan om my projekte self te doen. So Ja. ek het meeste van my navorsing self gedoen. Hulle help my net en Dis fantasties. Charlene, volg julle verskillende skole? Volg julle verskillende spanne? Is die spanne noodwendig van dieselfde skool in hierdie hele kompetisie en is elke een se eksperiment anders? Ja, dit is individuele kinders wat deelneem. Partykeer is hulle 2 of 3 in 'n span, maar dit gaan oor individuele projekte wat elke kind uitdink. En altyd dieselfde skool? Dis verskillende skole. Verskillende skole. Ons het so wyd as Merensky het altyd 'n klomp inskrywings, maar dis so ver soos Giyani, selfs Mpumalanga, Nelspruit en Bombela. So ons het nogal wyd gery om by al hierdie eksperimente uit te kom. En wat sy nou noem van haar ouers wat betrokke is, die hele idee rondom TriTech is dat dit is nie net 'n individuele projek nie. Dit is gewoonlik 'n gesin Ja, wat betrokke is. Ek dink byvoorbeeld aan die een projek was 'n meisietjie wat sy wou haar sissies help, sy is die oudste en sy het gevoel hulle eet te veel lekker goed. En sy wou agterkom watter lekker is die slegste vir jou tande? Is dit sjokolade of is dit jelly lekkers of is dit suur lekkers? So dit was haar eksperiment. En die hele gesin was deel daarvan. En ek dink ook wat belangrik is dat dit daai praktiese implikasie. Dit gaan nie net oor om by resultate uit te kom nie, dit gaan oor wat kan dit regtig vir mense beteken. En wat ek ook kan bysê is sy praat nou van die proses wat sy moet volg. Almal van ons het 'n goeie idee elke nou en dan, nie? So Ja. dit gaan nie net oor die idees nie, dit gaan oor om daai toewyding te hê om dit te verander in 'n projek waar jy by absolute konkrete resultate uitkom om deur daai hele proses te gaan. Deurvoer tot op Ja. die einde. En dis wat ons Vaste almal byt. nodig het. Ja. Mense met inspirasie soos jy wat jou planne kan deurvoer tot op die einde. Dis wat ons almal net nodig het. Jy's inspirasie. Baie dankie. Ek sien verskriklik uit na die reeks, Charlene. Dankie dat julle die moeite gedoen het om te maak, ideemakers. En dankie dat julle 'n draai kom maak het vanmôre. Dankie. Ek hoop julle kyk. Ons gaan verseker daai onthou nou, ideemakers. Dit begin môre. Begin môre. Môre- 6 kyk net. 6:30 môre aand op kyk net. Ideemakers, goeie oogie, dis in Karina Swanepoel, ons nuwe wetenskaplike blommende chemiese bio something. En dan jy sê ek is aanbieder ek. Moenie my lag nie. En natuurlik Charlene Sterling wat die hele besigheid in mekaar sit. Nou ja, ons is terug nou en dan gesels ons verder met Karen Rousseau in die kombuis.